U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. Ons skrif is vanoggend in Lukas 7 vers 31. Ons gaan verder met die verhaal daar. Terwyl ons aan die plekkie so oop het, kom ons vra net die seën van die Here hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om op 'n nat oggend soos hierdie bymekaar te kan wees in U huis, in U teenwoordigheid. Met U woord oop voor ons. En ons vra, o Gees van God, kom breek die woord vir ons. Kom stel die engele aan dat daar nie steurnisse sal wees nie, dat ons gedagtes nie sal afdwaal nie, maar dat ons vir hierdie klein rukkie kan fokus en kan leer en kan indrink. Die dinge wat U vir ons wil inskerp en wat ons ook in ons wandel moet weet. Kom Here, kom praat. U kinders luister. Amen. Ons het nou die gedeelte gehad waar hy gepraat het, ons Here Jesus, oor Johannes en Johannes die Doper. Nou weet julle, gaan kyk in die woestyn. En dit gaan nie net om Johannes groot te maak nie, en die grootheid van Johannes lê daarin dat hy die pad van die Messias kom uitlê en gereed gemaak het. En baie het na hom kom luister en ons het gepraat daaroor en nou kom die Here tot 'n konklusie met hierdie gedeelte wat net so belangrik is. Vers 31 sê verder Jesus het gesê: "Waarmee sal ek die mense van hierdie geslag vergelyk? Soos wie is hulle? Hulle is net soos kinders wat op die markplein sit en mekaar roep. Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het vir julle 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie." Ja, Johannes die Doper het gekom en nie brood geëet nie en nie wyn gedrink nie en julle sê hy is van die duiwel besete. Die seun van die mens het gekom, geëet en gedrink en julle sê kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. En ek onderstreep daai laaste woorde, God tree met wysheid op en sy werke bewys dit ook. Kom ons hou dit op, ek wil graag so 'n bietjie stil staan. En deur die eeue het God dit so georden en dis deel van hierdie wyse, die laaste woorde wat ons mee afsluit, dat God weet wat hy doen en sy koninkryk is nie die wêreld se koninkryk, hy werk nie ook soos die wêreld en die dinge rondom hom nie. Hy het dit so georden dat sy evangelie en sy woord, sy koninkryk versprei sal word deur prediking. Ek wil vir 'n oomblik net stil staan en verwys na Romeine waar Paulus spesifiek hieroor praat, want dis deel van hierdie wysheid wat God gee in die wêreld waarmee hy optree. Romeine 10 vers 14 en 15 sê: "Maar hoe sal 'n mens hom aanroep as jy nie hom glo nie? En hoe kan jy hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy hom van hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring." Dis die omring, dis die pad van God, dwars deur die Bybel, van die Ou Testament af. Dat prediking en deur prediking hierdie woord, hierdie wil van God versprei sal word. En die geskiedenis van die kerk het ons dit dat die grootste impak op mense se lewens en die meeste bekerings vind binne erediens plaas. Ons het partykeer groot veldtogte wat gehou word en allerlei sulke dinge. En daar is 'n geringe mate van lewens wat verander word. Ek onthou dat navorsing wat gedoen is op 'n stadium na herlewings en bekerings onder veldtogte wys dat die hoeveelheid wat werklik tot bekering gekom het, regtig maar net 'n handjievol is. Daar's gesê John Wesley, wat een van die sterkste, een van die bekendste predikers is in sy tyd en sy uur. Duisende mense tot bekering kom onder sy prediking, baie gesalf deur die Heilige Gees. Was die persentasie wat uitgewerk is in die skatting, maar dat dit iets soos 2,5% van die mense is wat werklik gekom het. Maar tog bly dit die medium, prediking en onderprediking, waar die Here die kerk werk en die kerk bou. Vers 16 gaan as Israeliete het egter nie almal aan die boodskap gehoor gee nie. Jesaja sê immers, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het?
En dis die klag waar die Here mee kom, en Paulus vat amper dieselfde saam in die gedeelte wat ons nou het. Die Here het dit bepaal in sy wysheid, dat deur prediking, hy die wêreld en die mense sal bereik, dat die nommer 1 manier is van mense om tot bekering te kom. So as jy sukkel met iemand, en jy getuig teenoor iemand, waarheen bring jy hom? Hier na toe. Dis die plek. Dis waar God werk. En dis deel van jou werk ook. Nou verstaan ons natuurlik hoekom die kansel onder so geweldige aanslag is. As die duiwel kan prediking en krag uit prediking vat, is dit die pad oop vir die ewige verduisternis vir duisende mense. En ons sien ook dat die aanslag op prediking vandag baie sterk is en baie ernstig is, want dit is God se manier, is God se wysheid. Maar die ontvangs daarvan, en dis die essensie wat ons vanoggend by gaan stil staan, is niks unieks in die uur nie. En is so oud soos die mens homself. Vers 17 wil ek saamvat, want Paulus vat hier die kern saam van die agtergrond en die fondasie waar ons vanoggend bou. Vers 17 sê, geloof kom deur die prediking wat 'n mens hoor. En die prediking wat ons hoor is die verkondiging van die Here Jesus Christus. Dis sy wysheid, dis sy plan, dis sy pad. Ongelukkig deur die eeue is daar baie valse leraars wat gekom het en hulle baie mense mislei, en die Here Jesus Christus is herhaaldelik gewaarsku daarteen. Maar mens gooi nie die baba in die badwater weg nie. Vandag en vanoggend op baie kansels nog, is daar manne van God, geroepe deur God, wat ernstig is oor sy woord, en dit bring. En kinders van die Here word verryk, en ongelowiges kom tot bekering. Vanoggend wil ons visie en ons gehoor kleiner maak, nie die wêreld daar buite nie. Wie is die mense met wie en van wie die Here Jesus hier praat? Hy praat hier met 'n baie spesifieke gehoor deur die geskiedenis. Mense wat die evangelie hoor en hoe reageer hulle? Kom ons analiseer, ons haal die gedeeltjie so 'n bietjie uitmekaar uit. Ek wil eers begin met die aanvanklike gedeelte wat ons nou klaar hanteer het, wat vooraf afgespeel het. In albei hierdie, die laaste profeet van die Ou Testament en die eerste prediker van die Nuwe Testament, is daar 'n aanvanklik baie groot sukses. Aanvanklik baie mense getrek. Ons lees in vers 29, al die mense, ook die tollenaars, het na hom geluister en was die wil van God gehoorsaam, met hulle met die doop van Johannes laat doop. So het hy menigte getrek, en daar waar hy langs die rivier was, waar hy gewerk het en waar hy gedoop het, was daar skares en skares mense. En baie aangelyk of hulle luister hierna en aanvanklik gereageer het daarop, hulle laat doop, 'n groot ophef gemaak van Johannes. Party het gesê hy is die Messias. En weet dit is in baie van die bedieninge is dit so, dat aanvanklik lyk dit goed. Maar jy weet, as Johannes die skares wou behou, dan sal hy iets moes prysgegee het, nie waar nie. Maar hy was daar baie spesifiek vir 'n rede gewees, en hy het gewys die pad na Christus toe, en baie wou dit nie hoor nie. En Christus het dieselfde gehad, het ons kyk in Lukas 6, as jy so 'n bietjie terugkyk, vers 17, hy het saam met hulle van die berg gekom, en gelyk nou groot aantal volgelinge het gaan staan. Van die hele Joodse land in Jerusalem, van die kusgebied van Tyrus en Sidon, was daar 'n menigte mense kom om te luister na hom, en baie van die siektes genees te word. So die aanvanklike deel van Christus se eie bediening, is daar talle wat gekom het, en baie wat geluister het. Maar dan lees ons, as Johannes verder lees, dat daai getalle nie altyd daar gebly het nie. Dat baie van hulle omgedraai het, en gesê, dis maar net te veel. Ons het die gelykenis, en as jy kyk na Lukas 8, dan gaan dit nou later kom, ook die gelykenis van die saaier, wat maar in lyn staan by wat ons vanoggend mee besig is, dat baie hoor die evangelie, baie luister na, baie ontvang die evangelie met 'n blye hart en met dankbaarheid, maar party val dit op die droë grond, op die pad. Party word verstrik deur die dussels en die dorings, of die voëls kom vat dit. En baie min daarvan, in 'n klein stukkie, is vrugbare grond wat indrink.
En ten spyte hiervan, ten spyte van die wete hiervan, is daar iets wat ons as predikers en as kinders van die Here by hulle moet leer wat vir ons vas staan. Is dat Johannes die Doper het aangegaan met sy boodskap, ongeag van die skare wat daarna geluister het, en die Here Jesus Christus ook, ongeag van die skare wat daarna geluister het is. Die gevaar is om te kyk na die skare, en dis wat ons ervaar in die kerk in die uur waar ons aan lewe, en daar's 'n teologie wat rondloop, 'n filosofie wat rondloop, dat mens moet 'n boodskap gee vir die wêreld wat vir hom gemaklik is. Hulle praat van sensitive boodskappe en dinge wat gegee word. So jy moet die oors vir hom streel, jy moet nie vir hom skok nie. Hy moet so stelselmatig ingelei word in hierdie waarheid en die dinge van hierdie waarheid. Ek dink ons ou klein bompolompie moet agtertoe. Ten spyte van hierdie dinge, het Johannes en ons Here Jesus Christus en die wat aan sy voetspore gevolg het, gebly om die waarheid te gee, om nie die swaard af te stomp nie, nie die boodskap te maak na die oor van die mens, dat hulle sal luister wat gesê moet word nie. Matteus 3, som aan die begin van Jesus se bediening, sê hy toe hy merk dat die Fariseërs en Sadduseërs hier kom om deur hom gedoop te word, toe sê hy vir hulle, julle slange het julle wys gemaak dat hy dreigende torens ontvang, en dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Ek wonder baie keer in hierdie geval hoe baie moderne kerke en predikante dit sal hanteer is as mense so inkom. Maar die Christus en die evangelie en die woord is baie reguit. En deur die eeue was dit reguit. Aanvanklik het daar baie kom luister en dis lekker, maar iewers langs die pad raak hulle moeg vir die waarheid en die eise wat hierdie waarheid aan hulle stel. Ek het in my bediening presies hierdie ding gesien wat dit speel deur die eeue af. En is niks en niets in die geslag in die uur waar ons in lewe nie. Daar is die boodskap wat verkondig word, gepreek word. Maar die ontvangers daarvan doen deur die eeue presies dieselfde hier. In daardie jare wat hier was, die kerkleiers gekom en hulle het wou nie gehoor gee aan Christus nie. En die kerkleiers het die boodskap verwerp en die volk het gedraai. Begin twyfel in Christus en gedraai teen Christus. Ek wonder maar hoeveel het gestaan en geskree kruisig hom, wat sy genesing en sy genade ondervind het. En ten spyte daarvan dat hy hierdie wonderwerke gedoen het, ten spyte daarvan dat hy gepreek het in die krag van die Heilige Gees en die waarheid van ons gebring het, is dit nog steeds so vandag so in die gehoor. 'n Mens kan jouself maar afvra, is dit dalk, want dis die wysheid van die uur wat ons het en dis hoe mense dink. Die mense het nie geluister na Johannes nie, want sy styl was nie reg nie waar nie. As jy die boodskap wil bring, dan moet jy dan op so 'n manier bring dat dit impak sal vind by mense. Die lewering van die boodskap is baie belangrik. Want dis hoe ons redeneer nie waar nie. Nou wil ek jou dieselfde vraag vra, dink jy dit is die probleem met Christus? Was die lewering van sy boodskap verkeerd? Is die lewering van die boodskap en die manier hoe ons die boodskap bring belangrik? En dis nou ietsie vir julle om na te luister en in te slag te vind. Want as daar ek is nou bly ek het nie 'n kollega nie en ek is baie keer spyt ek het nie 'n kollega nie, want dit is altyd lekker om saam 'n las te kan dra en saam te kan bid en saam te kan werk. Maar waar daar 2 predikante of meer is, dan is een mos vir daai en daai en vir daai en hy gaan nie kerk toe as hy preek en hy gaan nie kerk toe as hy preek nie, weet. En dan gaan die mense op die oppervlakte. Paulus het dieselfde probleem gehad met predikers in 'n omgewing. Ek is vir Paulus, ek is vir Silas, ek is vir daai en ek is vir Apollos en nee, ek is vir Christus, die een wat natuurlik vir homself bo al almal hou. Waaroor gaan dit? Gaan oor styl, gaan oor lewering. In al hierdie ouens se prediking was dieselfde gees met dieselfde krag. En die manier hoe ons lewer en die manier hoe dit aangebied word is nie so belangrik soos ons dink nie.
Kom ek deel eers weer die wysheid van God wat hy van praat in vers 35. In die monde van Paulus 1 Korintiërs 1. Hy sê dit was die bedoeling van God en sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van hom sou kom nie. Daarom het God sy goedheid besluit om deur prediking van wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Dis die wysheid van God. Ek werk deur prediking wat onsin is vir die wêreld. Hoeveel van julle familie en vriende en kollegas dink jy wat julle stoep het, julle mors julle tyd nie? Jy kon vanoggend laat gelê het en dan kan jy lekker winkel toe gaan het. Man, die Here wil hê jy moet die dag saam met jou familie spandeer. Dis baie meer sinvol om te gaan luister na geblabber van 'n persoon. Maar dis God se pad. Die meeste vrug wat jy in jou lewe sê, geestelike deurbrake, gaan wees onder die geklank van die waarheid. En daarom is dit vir 'n kind van die Here altyd baie belangrik. Dit gaan nie oor die persoon wat jy voorstaan nie, gaan nie oor die lewering wat jy voorstaan nie, maar gaan om ontmoeting met die Gees waar ek met die woord besig is. En dit kom nie deur geleerdheid nie. Ek onthou baie jare terug het die algemene synode besluit geneem dat hulle moet na die skole toe gaan, na die topstudente in die skole en hulle probeer werf as predikante. Ek dink, wie my pa het op sy rug geval, die hele met twak besig. Hy moes daai vergadering en die besluite aanhoor. Waar het die Here gegaan om sy predikers te kry? Ek kan vir jou sê waar het hy gegaan. Daar af na die dokke toe. Waar ek en jy as mense dit nie is waag nie. Daar sy predikers, in die slums, in die dokke, in die ongeleerdes. Soveel so dat toe hulle voor die Joodse raad saat in Handelinge, toe erken hulle as ongeleerde manne, hulle was verbuister deur die lering en die vrymoedigheid en die insig wat hulle het in die woord van God. En is 'n bewys dat die Heilige Gees wat werk. Dis God se wysheid, dis sy ordening, dis hoe hy deur die eeue werk. Dit gaan nie oor 'n netjies uitgelegde preek nie. Met sy punte en sy subpunte. Ek onthou toe ons begin met prediking in een van die klasse wat leer om jou te preek en eksegese te doen, jy moet aparte sê en skopus sê en al sulke dinge. En maar my oë gerol geluister en vir hom gegee wat hy wil gee. Ek gaan in elk geval doen wat ek wil doen. Moenie 'n student soos ek wees en baie rebels. Maar die rebellie het gekom uit 'n wete en 'n dryfveer wat die Here geweet het wat is die waarheid. En hoe dit, daar is punte, daar is punte en ek geniet dit ook. Ek geniet om met mekaar uit te haal. Maar dis nie wat 'n mens se lewens raak nie. Dis die Gees wat werk deur hierdie dinge. Ek was in my bedieninge al verbaas oor mense wat gesê het, maar die Here het vanoggend met jou deur jou gepraat en dit vir my gesê en nee, daar nie my notas nie. So jy kan dinge hoor deur die Heilige Gees wat ek nie eens gesê het nie. En verstaan op 'n ander manier. En vir alle prys ek die Here daarvoor. Is lewering die probleem daarvan? Dis nie die probleem nie. Dit het minimaal tot eintlik geen effek nie. Ek onthou baie jare terug het ek gelees van die Skotse predikers, daar was so 'n era waar hulle gaan het. Op daai stadium was dit die grootste en die kragtigste predikers in die wêreld, was Skotse predikers, was hoog aanvraag ook uit die Skotse herlewing wat gekom het. En vandag kan jy nog steeds hierdie ouens se werke lees, werklik manne van God. Maar hulle het opgestaan en het geweier om hulle persoon en hulle prediking in te sit. Hulle het geglo jy moet monotoon preek. En daai man het 'n krag gepreek. Een van die kragtigste preke wat ooit gelewer is, Sinners in the Hands of an Angry God, wat monotoon afgelees is. En soos dit gelees is, het die skare voor hulle net op hulle knieë geval en begin huil oor hulle sonde. Dis die krag van God en die krag van prediking wat hy gee. Dis sy wysheid. Nou ek het nie ingeval by die Skotse predikers soos julle agtergekom het. Ek voel ek gee myself volledig. Maar dis nie ek en my persoonlikheid en die tekort aan persoonlikheid wat die effek het nie. Dis die Gees, dis die boodskap. Hoe meer ek hierdie Bybel voor julle oplig en hoe meer ek dit onderstreep, hoe meer is die Gees daarbey betrokke en ek prys die Here dat hy instaan ook in my swakhede en my tekortkominge en partykeer nie eens die regte woorde nie. Maar hy spreek van gees tot gees.
En dis die wonder daarvan. En aanvanklik is daar baie mense wat daarna luister en hierdie dinge wil inhoor. Maar daar is 'n probleem dat nie almal wil die waarheid hoor nie. 'n Paar jaar terug, ek het gewonder of ek dit met julle moet deel, maar ek gaan maar. Het ek met 'n kerkraadslid gepraat wat my gesig gesê het, my prediking is 'n klug en 'n lag by die huise daaroor. 'n Grap geword, amper 'n drinking game. En dit is ironies vir my gewees dat die preek wat hy na verwys, was dieselfde preek wat iemand my gebel het om te sê, dankie vir die boodskap, ek het vanoggend my saak met die Here reggemaak. Selfde boodskap. En dis nie een alleen nie, dis deur die bediening, dit is deel van 'n bedienaar dat jy hierdie swaard in jou hart het, van baie wat jy met soveel liefde en erns hierdie boodskap en evangelie bring, en jy pleit vir hulle siele voor die Here en hulle draai om en loop weg. Ons het hier twee verskillende boodskappe wat die Here Jesus ook hier oor praat. Ons het Johannes die doper vers 33 gekom en nie geëet, nie gedrink nie, wyn gedrink, jy het gesê hy is van die duiwel besete. Ons het hier 'n prediker met 'n hele ander styl. Hy was antisosiaal. Hy soos die mense gesê het, jy weet, ons dominee is in die week onsigbaar en in Sondag is hy onverstaanbaar. Miskien was Johannes iemand soos hy. Hy leef in die woestyn, hy's dink by 'n funksie nie. As jy wil gaan, moet jy Jordaan toe gaan. En wat preek hy? Hy gaan aan waar die Ou Testament aanhou. Bekeer jou, los jou sonde, laat jou doop, begin 'n nuwe lewe in Christus. En dis harde boodskappe, dis oordeel boodskappe, die kom van die Here Jesus Christus is naby. Regte fire en brimstone, né? Partykeer mis ek daai predikers, hulle het uitgesterf. En dis 'n styl wat die Here baie kragtig gebruik het. En dan Christus. Die ander kant van die prediking wat hy bring, aan 'n hele ander styl ook. In vers 35 sê seun van die mense het kom, hy het geëet en gedrink. En toe kyk daar's 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars. Hy was sosiaal, hy was tussen die mense. Hy was bekend. Hy het gekom en ons het soos oor Johannes gepraat het ook daar gebring. Hy het gekom, vergifnis aangebied, genade en liefde en al hierdie dinge ook, maar hy het ook gepreek oor bekering en hy het ook sy oordeelsuitsprake wat baie hard is. Hele ander styl. En tog het die gehoor en die skare wat na hom geluister het, dieselfde reaksie gehad op albei van hulle. Nou kan 'n party mense sê, ja, seker maar die uur waarin hulle gelewe het. Ons kyk na die teks, vers 31, vers hier sê, waarmee sal ek die mense van hierdie geslag vergelyk? Wie is hulle? Wie soos hulle? Weet jy wie is soos hulle? Hierdie geslag. Vorige geslag. Die geslag voor hulle. Die volgende geslag. Ons is so geneig om te dink, wie toe ek jonk was, nou, die wat nou al bietjie gryster geraak. Ons was nie so nie. Ja. Kinders, ek nou iets vir julle sê, jou maal, jy praat nie die waarheid nie. As daar een ding is wat deur die eeue nie verander is die mens. Die aard van die mens, die probleem van die mens, die ongehoorsaamheid en die rebellie van die mens op die boodskap. Moenie met heimwee terugdink aan 'n kerk 30, 40 jaar terug wat vol gesit het. En mense het kerk gespeel in groot maat nie. Ook binne daai kerke was daar 'n handjievol wat ernstig was oor die Here Jesus Christus. Min dinge het verander. Wat is die meerderheid se reaksie? Vers 32. Hy sê ons is soos kinders wat op die markplein sit en mekaar roep. Ons weet hoe kinders is. Nou daai dorpie was dit gebou en marktuins maar in die middel waar die kinders gespeel het waar dit veilig was. En wat doen kinders? Ons speel wat die ou groot mense doen, hè. En hy noem 2 hieruit. Hulle speel begrafnis en speel trou. Nou sê die kinders roep ander kinders, as ons nou begrafnis speel, kom deel daaraan en kom huil saam met ons en ween saam met ons sien wat dit is wat die ouers doen, so dis wat ons speel.
Ek het vir jou die begrafnislied gesing en jy het dit nie gedoen nie. Ek het vir jou die troumars gespeel en jy het nie gedeel nie. Die evangelie is aangebied in sy ekstremes daarvan. En tog was daar 'n rebelsheid. Waar kom dit vandaan? Kom ons antwoorde deur die karakterisering wat hulle het op Christus en op Johannes. Kom ons begin met Johannes se karakterisering. Wat sê die mense van hom? Vers 33, hy is van die duiwel besete. Dit is so dat die ouens in daai tyd wat van die duiwel besete was geneig om in die dorp uit te gaan en in die veld te lewe en allerhande sulke dit doen. Ons sluit hulle vandag aan inrigtings toe. Ek wonder hoeveel duiwelbesetenis bly in inrigtings. En ons sê net hulle is mal en meantime moet hulle net bevry word. Nou al jare gewonder oor daai en ek het nie vir julle antwoord nie, maar hy het die boodskap gebring, hy was nie sosiaal nie, hy was baie ernstig oor wat hy gedring het en het hy gepraat oor die oordeel van God en wat sê die mense, jy's van die duiwel besete, hoekom? Hoekom die aanval op sy karakter van so aard? Weet jy, as ek sy karakter belaglik maak, dan maak ek sy boodskap belaglik. Nie waar nie. Wie van ons sal luister na 'n maalman? Gaan ek luister na iemand wat duiwel besete is? Nee. En dis 'n manier om te probeer 'n streep trek deur die prediking wat Johannes vir hulle bring. 'n Streep trek deur die waarskuwing dat jy moet jou bekeer van jou sondes. Die oordeel van God is op hande, dis naby. En aanvanklik is dit 'n boodskap wat ons na luister, maar as ek na 'n ruk daarna begin luister en die Here begin in my torring en die Gees begin in my werk en hy begin my die sondes aan my los te maak en ek sien dit, dan iewers langs die pad, nee, ek wil nie daarmee te doen hê nie. En daarom die aanval. Hy is van die duiwel besete. Johannes 6 lees ons die hartseer deel, die Here sê, ek is die brood wat die lewe gee. En hy kom hier by die kern van die evangelie waaroor dit gaan. En dit gaan oor oorgawe, eet van my, word in my. Ja, lewe wat ek moet prys gee en sterwe daarvan. In vers 60 sê, toe hulle dit hoor, sê baie van die disippels, wat hy nou sê is daarom te erg, wie kan gehoor gee daaraan? Maar hy sê baie, ons wil nie dit erken nie. Kom ons maak 'n aanklag teen hom as persoon. Dan hoef ek nie te luister na wat hy sê nie. So deur die eeue en die verkondigers en die gesandte van God wat in sy diens staan, het die wêreld en die ongelowige, die rebelse harde mens nog altyd 'n karakteraanval gehad op daai persoon. En daar's nie een van sy dienaars wat uitgesluit is hiervan, wat waar die waarheid preek nie. Die valse leraar kry nie hierdie dinge ooit en sê die wêreld swoel oor hulle, die valse gelowiges swoel oor hulle. Hulle waag dit nie iets om teen die fariseer en sadduseer te sê nie, want dan is daar moeilikheid. Maar vir die grootste profeet, jy is van die duiwel besete. Hulle het dit vir Christus ook gesê, dat jy van die duiwel besete is. Kyk jy dit in? Hoekom? Want wat hy sê is daarom nou net te veel gevra. So as jy nie kan sê, dominee, wat jy nou sê is te erg, en dan sê ek, liewe dominee, jy is nie lekker in jou kop nie. En so bring ek nie net by my 'n distansiering van die boodskap nie, maar ook ander wat dit hoor. En so dit versprei onder baie mense. Daar is dele van die evangelie wat die vlees haat. Aanvanklik kan almal in 'n kerk sit en dit vol sit. Maar as ons die waarheid konsekwent verkondig en die volle raadsplan van God bekend maak, is daar mense wat sal sit en sal luister hierna en presies dieselfde sê. Want hierdie geslag is dieselfde as daai geslag. En hulle sê, wat jy nou vra is te erg. Dis dan te veel om te vra, en is te erg om te praat oor sonde. Die opgee en die prys gee van sonde. Dis dan te veel om te vra om te sê, maar ek moet sterwe aan myself. Daar is die panier, want dit is waarvoor ons staan, radikaal, sentraal, totaal, 'n lewe gewy aan Christus, en dit is dan te veel. Ek soek nie so 'n godsdiens nie. Is te veel gevra vir die vlees, as ons praat van totale oorgawe, totale afhanklikheid van Christus, dat ek my droom, my ideale, alles moet prysgee, dat hy my Here moet wees, ek volg hom en hom alleen. Is net te veel gevra.
om te praat van heiligmaking nie. Om 'n rein en heilige lewe, God welgevallige lewe te hê voor hom. Deur die eeue, die geslagte is dieselfde, ons soek 'n prediker wat vir ons sal vertel die lekker dinge. En daar's 'n groot deel van die evangelie wat jy kan hanteer deur net hierdie uit te los. En ek is jammer, in baie kerke gaan dit so. Die volle raadsplan word nie verkondig nie. Hoekom? Want dis afrond vir mense. En hulle hou dalk op met kom. Die waarheid is makliker om die boodskapper te verkleineer as om met die waarheid gekonfronteer te word. Dis hoekom hulle dit doen. Die een kant is ons kan hom belaglik maak. Aan die ander kant, wat het hulle met Christus gedoen? Hulle sê hy's 'n verratende wynsuiper. Hulle maak sy karakter af, hulle maak hom minder. So of hy maak hom belaglik of vat hom weg en maak hom minder. Die koning van die konings word van die duiwel beseter, 'n verratende wynsuiper. Hy's maar net soos een soos ons. Hy's ook maar 'n sondaar. En so probeer hulle die krag van sy boodskap wegvat. En waar hoor ek dit die meeste? Ek hoor wat, ja dominee, ek hoor wat jy sê, maar. Daai maar is waar Christus kleiner gemaak word. Dis waar sy boodskap verander word. Die maar van ons leef in die wêreld, die realiteit van die wêreld is, wie is jou God? Hoe groot is jou God? En ek skaal hom af tot te klein. Die realiteit is, en is onbillik om te vra, jy sit die kerf toe en al die verskonings wat ons hoor. Hy is ook maar een soos ons. Baie van ons moderne teoloë vandag glo nie in die godheid van Christus nie. Ek onthou toe ek student was en hulle begin met hierdie soeke na die historiese Jesus wat uit Europa oorgevloei het hiernatoe. En agter dit sit maar 'n rebelse ongeloof. Dat hulle glo dat dit wat ons hier het van Jesus is maar mites en stories in die Bybel. En hulle soek nou die historiese Jesus, die werklike persoon agter die verhaal. Hulle gaan soek die vraat in die wynsuiper. Want as ek hom erken as Christus, dan moet ek luister na wat hy vir my sê. Dan moet ek luister na die treurlied wat gesing word. Ek moet luister na die bruiloflied wat gesing word. En ek moet gehoor gee daaraan. John MacArthur skryf oor hierdie deel en ek maak klaar. Hy sê the outward form of ministry is never the issue. Dis nie dieselfde wat belangrik is nie. But rather the true message. In every generation there will be spiritual brats who reject the truth, like those who refuse to mourn with John or laugh with Jesus. En ek hou van sy woord, spiritual brats. Ons land het nie 'n tekort aan spiritual brats nie. Wat dink hulle kan chop and change aan die evangelie? Kan dit redakteer soos hulle wil, uitleef soos hulle wil. En al wat hulle hoef te doen is 'n bietjie te verander in die karakter van die een wat dit verkondig, of die een van wie af dit kom. 'n Baie kleiner Jesus as wat die Bybel vir ons leer. In every generation. En ek deel hierdie dinge vir julle in detail, ook vir ons as kinders van die Here, want ons weet ons verwerp nie hierdie dinge nie. Maar ons leef in 'n wêreld, ons leef tussen families, wat spiritual brats is. Wat nie aanvaar wat ons vir hulle verkondig nie. Wat ons voor hulle lewe en vir hulle sê nie. En deur al die eeue is daar mense wat selfregverdigend is. Wat dink dat hulle is goeie mense. Wat dink dat hulle verstaan die evangelie. Maar ek het my standaard. Ek het my manier hoe ek Christus sal uitlewe. En hy besluit wanneer hy kerk toe kom, waar hy kerk toe gaan, hoe hy dit sal doen. Hy dien Christus op sy manier. En dit is die pad na die ewige verderf. Want ek dien die koning van die konings.
op die koning se manier. Nie elkeen wat my sê, Here, Here, sal nie koninkryk ingaan nie, maar hy wat doen, wat my Vader sê. En die spiritual brats verwerp daai deel. So moenie verbaas wees nie, dis deur die oë. Maar, daar is 'n maar. Jy onthou die very maak advertensies, nee. But wait, there's more. Nou, dan het nog een of ander meer belaglike ding wat hulle wil verkoop. Nou, ek gaan presies die teenoorgestelde daarvan doen. Daar is 'n groot waarheid opgesluit in die laaste deel. En dis hoekom hy afsluit met die woorde, maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. Die wysheid van God deur die eeue is dat hy deur prediking sal kom en deur prediking mense tot bekering sal bring, Christene sal ophou en ons sal volwasse maak in die geloof. En deur eeue gebeur dit so, ten spyte van spiritual brats. Ten spyte van 'n wêreld en omgewings wat gevul is met mense wat dit net so halfpad hoor, net so halfpad wil luister. En weet jy wat in die toekoms wat kom ook, ons kyk nie nihilisties na die toekoms nie. Tot Christus kom sal hy sy kerk bou. Prediking sal daar wees. Minder kansels vandag as wat ek ooit sou wou gehoop het. Maar daar is. Ons God beweeg. Sy wysheid word bewys deur sy werke. Daar's mense wat tot bekering kom. Ek sê donderdag gehad in die selgroep. Het julle idee waar die kerk vandag die sterkste en die vinnigste groei? Wie wil dit waag en weet? Waar die gees buite perke beweeg. Paar jaar terug het ons gegaan en Veritas is besig om predikante op te lei. En toe sê hulle maar, hulle kan net 12 predikante vat. Toe's meer as helfte van die predikante wil oplei die land uit. Ek was verstom. Niemand wil waag nie. Iran. Vinnig groeiende kerk. Vandag is in Iran. Mense kom tot bekering, links en regs. Die Here verskyn aan hulle. Die woord word net gebreek. Die radiogolwe breek deur. God werk in sy wys en sy krag en die prediking kom daar. En predikers word opgelei. En baie van hulle werk baie kort en word doodgemaak. God in sy wysheid weet. Hy werk. Is God klaar met ons land? God is klaar met die wêreld wanneer hy wederkoms kom. Dit was nog altyd so dat mense nie wil luister na die woord nie. Maar ons hou vas aan hierdie woordjie maar. Daarom getuig ons, daarom preek ek. Want God se werke bewys dit. Kyk na die een links en regs van jou. Dit bewys God se wysheid. Dat hy sal werk en hy sal bly werk tot hy op die wolke kom. So ons laat ons nie afskrik deur 'n wêreld nie, ons weet dit, die Here het vir ons gesê, dit sal so wees. 'n Groot meerderheid sal die woord hoor en die evangelie hoor, sal selfs binne 'n kerke sit en net hulle skouers optrek. Ek het nie 'n saak met dit nie. Maar tussendeur al hierdie dinge, kom mense tot bekering en God is besig om te werk. Nie net tot bekering te bring, ook binne in ons, is hy besig om my lewe te werk. Is hy besig om nuwe geestelike deurbrake te bring en verdieping en vir my en jou meer en meer sy beeld gelyk te maak. Die vir die wêreld is wat ons doen onsin, maar hierdie is die wysheid van God. Here Jesus, ek sê vir U dankie hiervoor. Dankie dat ons vanoggend net weer daarvan bewus gemaak word en daarop kan staan. Dat wat vir die wêreld onsin is, het U gekies om die wysheid van God te wees groter as wat die wêreld ooit sal verstaan, op 'n manier wat hulle nie sal kan begryp nie. Maar so bou U koninkryk in die kerk, en so sal U kerk bou deur die eeue tot die einde toe. En dankie dat ons daaraan kan vashou. Ons sien dit, ons sien die bewyse van U wysheid. En vanoggend bring ons aan U die eer en die heerlikheid daarvoor. Ons weet dat die magte van die duisternis probeer om die kerk te oorweldig, probeer om van prediking ontslae te raak, te vervang met allerlei ander dinge. Maar die duisternis sal die lig nooit uitdoof nie. Sal nooit U raadsplan dwarsboom nie.
U wysheid sal bly staan en die vrug van U wysheid, die werke, totdat U weer op die wolke kom. En ons eer U, dat ons hierdie vaste wete het. U is ons Here, U is ons koning. Amen.